ek weet nie of dit al met jou gebeur het nie, maar jy is so lus vir iets in die yskas. En terwyl jy weet nie regtig wat dit is nie, maar jy staan op en jy stap na die yskas toe en op pad soontoe dink jy, ja, daai Coke. En dan kom jy by die yskas, jy maak die deur oop jy sien die prentjie al, jy proe die gas wat in jou mond, jy voel jou neus wil begin loop van al die gas en dis net, en jy vat die glas, jy sit hom neer, jy maak die yskas oop en toe jy die bottel vat, toe sy leeg. Of jy maak koffie, en jy gaan haal die melk uit en dan is daar net genoeg melk om nie genoeg te wees nie. Met wie dit al gebeur? Dis daai leë gevoel, daai van, regtig, jy was so lus en as jy skoon vies, jy weet nie regtig vir wie om vies te wees en onthou jy, dit was jy eintlik wat laaste die melk gebruik het. Of as jy nou hastig is die oggend en jy gryp jou tandeborsel en jy vat die buisie tandepasta en dan rol jy hom, jy druk hom, jy traai alles net om my laaste bietjie, dan is daai tandepasta dingetjie leeg, want as daai goed as ons leeg is hy leeg. Jy kan maak net wat jy wil, jy kan hom vryf en smeer en trek, hy bly leeg. Dis net daai gevoel. Nou, as jy dink aan leeg, wil ek hê, kry jy emosie op die oomblik van leeg. Kry daai emosie vanmôre. As jy net as jy daai woord hoor, beteken dis op. Dis klaar, dis verby, dis daai ag en nee gevoel. Ons almal het dit al beleef, ons almal ken leeg of wanneer iets leeg is. Nou, 'n ander woord vir leeg is waardeloos, oneffektief of useless. Maar aan die ander kant dink ek, maar is dit regtig so? Of is daar iets anders in leeg? Wat kan alles leeg wees? Kom ek help jou. Jou petroltank. Wie se liggie op die oomblik brand? Wie se is baie naby, jy wag vir hy ping. Ons ken daai gevoel. Jy maak die yskas oop en sê, hier was regtig meer, maar ek het 'n tiener in my huis. Hier was meer as dit wat hierin was. Of jou selfoon se battery raak vinnig leeg. En dit is die grootste ding wat 'n jong mens mee kan gebeur as daai ding aangaan low battery. Dit is verskriklik vir 'n jong mens as daai liggie aangaan. Of daai gevoel van 'n leë beursie. Ek ten minste het nog kaarte, maar jy weet, jou kaarte is vol, maar dit is vol gemax. Die Bybel praat baie van leeg goed. Die Bybel begin met iets wat leeg is. Genesis 1 vers 2 staan daar, en die aarde was woes en leeg. Die Bybel begin met 'n storie van leeg. In 2 Konings 4 lees ons van die profeet Elia, wat by die weduwee, van Elisa wat by die weduwee kom, en sy het net 'n klein flesjie olie, en hy sê, gaan haal klomp leë kruike, soveel as wat jy kan kry. So skielik is 'n huis vol leeg. Daar's net klomp kruike, maar almal is leeg. Op 'n stadium is daar duisende honger mense by Jesus, en hy het gepreek, en dit was op die einde van die diens, en almal se ma is leeg, is honger. En op 'n stadium met Jesus se disippels gaan visvang die hele aand. En toe hulle terugkom op die kant, was hulle nette leeg. Die Bybel is vol van leeg. Maar dan lees ons ook 'n paar goed van vol, van oorvloed en van oorloop. Lees ons ook. In Psalm 23 staan my beker loop oor. Numeri 13, die belofte wat die Here vir sy volk gee van 'n nuwe land wat oorloop van melk en honing. In Johannes 10 vers 10 het Jesus gesê, hy kom sodat ons se lewe en oorvloed kan hê. En skielik is dit hierdie spanning tussen leeg wees en ook vol wees. Nou wonder mense nou, is daar miskien 'n doel in leeg? Is daar miskien 'n waarde in leeg wees? Maar wanneer 'n mens hierdie lees van my beker loop oor en 'n land wat oorloop van melk en honing en die Here wil beplan vir ons 'n lewe van voorspoed en van oorvloed, dan spreek dit van God se hart vir jou en my. God se hart is dat ons 'n vol lewe sal leef, in elke area, in elke aspek van ons lewe. Dis sy wil, dis sy begeerte. Die Here wil hê ons lewens moet vol wees. Dis God se doel, God se plan met ons, sodat ons vol lewens sal hê. Maar vol
het altyd 'n beginpunt. Vol begin altyd met iets wat leeg is. As jy praat van vol, dan sê dit ook eintlik, hoor jy, dit kan ook leeg wees, nee. En ek wil hê ons moet vandag net so 'n bietjie daar kyk, wat is die doel van leeg wees? Want as iets leeg is, kan dit weer vol word. 2 weke terug het ons opstanding gevier, waar Jesus uit die dood het opgestaan het, wat die wêreldse geskiedenis vir ewig verander het. Dit was die geboorte van God se kerk. Toe Jesus uit die dood het opgestaan het. En daai Sondagoggend vroeg, met Jesus se opstanding, het die vrouens na die graf gegaan. En toe kom hulle by die graf, en dan tel ons die storie daarop. In Lukas 24 vers 1 tot 3 staan die volgende. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle, dis die vrouens, en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring, wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Nou wil ek hê jy moet die emosie beleef en 'n bietjie dink, wat moes daai mense beleef het? Wat moes deur die disippels se harte gegaan het, hierdie vrouens se harte gegaan het, deur daai nag? Want hulle Here, die een wat hulle lewens verander het, hulle lewens omgekeer het, wonderwerk in hulle lewens kon doen het, hy is nou dood, hy lê in 'n graf, en hulle is bekommerd, want nou sy dood, nou voel of dis nou die einde hierdie. Dink net wat se emosies hulle deur daardie nag moes beleef het. Hulle het seker niks geslaap nie, al die teleurstelling, die vrae waarmee hulle sit. Ons het gedink hy het gesê hy gaan sterf, maar ons het gedink hy gaan net dadelik weer van die kruis af klim. Hulle het klomp emosies beleef daardie aand. Daai verwarring, daai nee gevoel, dis nou verby. Want hulle het iets verwag, hulle het iets van Jesus verwag. Want toe hulle na die graf toe gaan, toe het hulle soontoe gegaan met balsem, so hulle gaan om Jesus dan te kry, want hy is ons nou begrawe. Nou kom hulle daar, en nou is die graf leeg. En dan lees ons in vers 4 staan daar, toe hulle daar kom, hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Deur die aand het al hierdie emosies gegaan, van die Vrydag af met die kruisiging en met die marteling van Jesus, nou is hy begrawe, nou het hulle hierdie klomp ure wat hulle alleen is, en hulle sit met klomp goed in hulle gedagtes, en hulle berei nou voor, want nou gaan hulle by Jesus kom by die graf, nou gaan hulle sy liggaam balsem, en toe hulle daar kom, is die graf leeg. En hier staan hulle, en dan staan hulle, en hulle, ek weet wat om nou hiervan te dink nie, wat nou? Ons het klomp planne gehad wat ons nou gaan doen, maar nou is Jesus nie. Baie kere voel dit in ons lewens presies dieselfde. Ons het 'n prentjie. Ons het 'n idee van hoe ons lewens gaan uitspeel. Jy het miskien 'n idee of 'n prentjie hoe jou jaar gaan wees. Soos hierdie vrouens het 'n idee of prentjie gehad, hulle gaan by Jesus kom en die liggaam balsem en miskien 'n laaste totsiens sê. Ek weet nie. En nou kom hulle daar en hy sê dan en nou wat nou? En onverwags draai jou en my lewe. Onverwags. 'n Telefoonoproep. 'n besoek aan die dokter. Iets wat gebeur het, nuus wat jy gekry het. En hulle het gedink Jesus sou deurgekom het en hy sou nog daar gewees, maar hy sê daar nie, miskien het jy al gedink die Here sou al vir jou deurgekom het in jou lewe. En weet julle wat, daai leë gevoel kom baie vinnig. Daai gevoel van leegheid hier binne in jou hart kom onverwags en baie skielik. En baie keer is dit 'n beursie wat skielik leeg geraak het en jy het dit glad nie verwag nie. Jy het jou werk skielik verloor en jy het dit nooit gesien kom nie. Of skielik is hierdie onsekerheid in jou lewe miskien op die oomblik in jou werk. Jy weet nie regtig wat gaan gebeur nie. Miskien het jy 'n leë hart as gevolg van teleurstelling. Iemand wat jou seer gemaak het. Iemand wat jou te nagekom het, dis daai leë gevoel hier binne. Of miskien is dit daai leë stoel om die tafel van die geliefde wat nie meer daar is nie. En dit kom vinnig. Dit kom skielik. 'n Gevoel van leeg. En hierdie vrouens beleef dit daardie oggend. Verwarring, hartseer. Want hulle weet nie wat om te maak hiermee nie. Hulle weet nie wat om daarvan te dink nie. Dit is 'n gevoel van leeg. En dan lees ons, is daar 2 manne, engele daar by die graf. En hulle sê in vers 5 vir die vrouens en die mense wat daar was, waarom soek julle die lewende by die dooies?
En daar's vir ons 'n les ook hierin. Ons mag nooit voor ons teleurstelling en hartseer en verwarring bly staan nie. Die vrouens het daar gekom en die graf is leeg en daar staan hulle. Hulle weet nie wat om daarvan te dink nie, dan skielik kom die boodskap van die engele, moenie hom hier soek nie, want hier is die plek vir die dooies, hy leef, hy het opgestaan, en baie keer in jou en my lewe, hoor ons nuus, ons beleef verwarring, en ons beleef hartseer, en baie keer stop ons, en ons staan reg voor dit. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, moenie voor dit staan nie, daar is lewe. Moenie dat jy net heeltyd vaskyk in hierdie negatiewe dinge wat in jou en my lewe gebeur nie. Daar's goeie nuus, daar is lewe, want hierdie vrouens het by die graf gekom en Jesus is weg, maar toe kry die boodskap, hy lewe. En vanmôre wil die Here vir jou sê, in jou situasie, in jou omstandighede, moenie die lewende soek by die dooie nie. Daar is vanmôre ook vir jou hoop. Maar ons moet leer om op die regte plek te soek. En soveel mense in vandag se tyd soek dinge om hulle lewens vol te maak. By plekke en in dinge wat jy nog meer leeg gaan laat voel. En ek wil vanmôre vir die jong mense wat hierso is sê, moenie jou lewe probeer volmaak met hierdie dinge van die wêreld nie. As jy goed soek in jou lewe, gaan soek dit by die Here, gaan soek by die een wat vir jou kan lewe gee. As jy 'n lewensmaat wil soek, gaan soek dit op die regte plek. Moet dit nie deur gaan soek by die bad plek nie, dan gaan jy 'n bad vrou kry. Dis die waarheid. Soek jy lewe, nou gaan soek dit waar lewe is, by die kerk. Hier's baie enkel jong girls hier binne, hoor. Net so by the way. Moenie dit gaan soek by die wêreld en met die verkeerde plekke en dinge nie. Jy gaan eendag kry, maar daai ene gaan die prop uittrek en wat nog in is, gaan ook nog verder uitloop. Soek lewe by lewe. Daar was 'n goeie plek vir julle ou mense te sê, luister boetie. Waar soek jy jou antwoorde? Waar soek jy jou lewensmaat? Waar soek jy hoop? Waar soek jy vrede? Dis 'n vraag vir jou en vir my vandag. Jy moet op die regte plek dit soek. Hierdie vrouens het geweet Jesus gaan opstaan, maar toe gaan hulle steeds graf toe. Hulle het by 'n verkeerde plek gaan soek. Hulle moes rondkyk, wie loop almal rond wat hy het ons gesê hy gaan opstaan. Die wêreld kan jou en my nie volmaak nie. Nooit nie. God se belofte deur Jesus van voorsiening, van nabyheid en van volheid het gekom deur 'n leë graf. Want 'n leë graf beteken 'n vol lewe vir jou en my. Johannes 1 vers 14. Kom Jesus en hy praat van wie hy is. En Jesus sê, ek is vol van genade. Hy het nie net genade nie. Hy is vol daarvan. Hoekom? Want hy het geweet daar gaan mense wees wat leeg is as gevolg van seer en van sonde en van omstandighede in die lewe. Dan kom die Here en sê, maar ek is vol van genade. Ek het genoeg ook vanmôre vir jou. Jy die een wat uitreik en sê, Here, ek het U so nodig. Die Here sê, ek het genoeg genade vir jou ook. Want dis wie hy is. In die begin, toe alles woes en leeg was in Genesis, het God alles mooi, goed en vol geskep daarna. Die weduwee se kruike, het alles vol geword. Daai klomp mense wat na Jesus geluister het, by daai groot diens wat hy gehou het, daai duisende mense, wie se maal leeg was, hulle almal het genoeg gehad om te eet, en daar was 12 mandjies vol oor na die tyd. Toe die disippels klaar vis gevang het, hulle net is leeg, toe sê Jesus, kom ons gaan weer, en hulle gooi die nette in, wat gebeur toe? Hulle nette het so vol geword, dat hulle ander mense moes geroep het, om hulle te help, anders sou hulle bote gesink het. Daar's altyd potensiaal in iets wat leeg is, want die Here het 'n manier om dit vol te maak. Leeg, vir ons as kinders van die Here, is altyd 'n goeie plek om te wees, want dit sê, hy kan vol word. So daar is 'n doel agter leeg wees. Johannes, een van Jesus se disippels, het iets verstaan. Hy het vroeg in sy lewe iets geleer, en dan lees ons in Johannes 3, vers 30 die volgende. Johannes sê, hy
moet meer word, maar ek minder. Hy het iets verstaan van leeg wees. Hy het iets verstaan van waar hoop is, waar lewe is, waar antwoorde is. En elkeen van ons het daai begeerte in ons lewens, so daai vers in Psalm 23 wat sê, my beker loop oor. Ons soek dit in ons lewens. Ons soek 'n lewe van, Here, ek wil oorloop. Want dit is God se wil vir jou in my lewe, dat ons sal oorloop, dat ons 'n lewe van oorvloed sal hê. En ons kom na die Here toe en sê, Here, maak my vol. Here, maak my heeltemal vol en ek wil oorloop. Ek wil hê my beker moet oorloop en dan bid ons, Here, kom maak my vol. Dan kom die Here na ons toe en dan sê hy, ek kan nie, want jy is nog vol van jouself. En Johannes het iets verstaan waar hy sê, ek moet minder word. Dis wat ek moet doen. Hy het iets verstaan van minder van myself en meer van U. Hy het iets verstaan van dit. Want wanneer ek leeg is, dis nie 'n negatiewe plek om te wees nie. Dit voel so. Maar dis eintlik die beste plek om te wees. Leeg is nooit 'n verlore plek nie. Want daar's altyd potensiaal van weer vol word. Hoor wat sê Johannes 3 vers 30 in die Message Bible. That's why my cup is running over. Hoor nou, that's why. Hoekom? This is the assigned moment for him to move into the center while I slip off to the sidelines. Hoe gaan my lewe vol word van hom? As ek net so 'n bietjie een kant toe skuif. Dan kom hy en sê, daar sê, nou dat jy minder van jouself het, is daar genoeg plek vir my. Dan sê die Here, dis waaroor dit gaan. Ons moet vol word van hom. Dis sy droom vir jou in my lewe. Want ons is soms net te vol van onsself, van my planne, my idees, my drome en my seer en my bekommernis. Sê die Here, maar hoekom is dit jou bekommernis? Het ek nie vir jou gesê, gee dit vir my nie? Het ek nie vir jou gesê, bring al julle sorge na my toe nie? Bring dit vir my. Daai juk wat jy dra, daai las wat jy, hoekom hou jy dit? Gooi dit uit, sodat ek jou kan volmaak met wie ek is. Dis wat Johannes hier vir ons kom leer en sê, this is why my cup is running over. This is the assigned moment for him to move into the center while I slip off to the sidelines. Filippense 2 leer ons wat het Jesus met homself gedoen. Filippense 2 vers 7 staan daar. Hy het homself ontledig. Hy het homself leeg gemaak. Waarvan praat hy? Dit gaan oor die kruis. Toe hy aarde toe gekom het, hy het homself leeg gemaak. Die Engelse Bybel sê, he emptied himself. Hoekom? Here, hoekom het hy leeg geword? Sodat ek en jy kan vol wees met wie hy is. Hy het homself ontledig. He emptied himself, want hy het geweet daar's mense wat sy volheid nodig het. Romeine 15 vers 13 lees ons die volgende, en mag die God van hoop julle vervul met wat? Mag die God van die hoop jou vervul. Onthou, as jy vol is dit vir jou. Maar as jy vervul is of jy loop oor, dan is dit nie meer vir jou nie, dan is dit vir die mense rondom jou. Dis hoekom jy wil sê, my beker loop oor. Hoekom? Dan mors ons. Nee, dan is dit vir mense rondom jou. So dis belangrik vir ons as kinders van die Here om hierdie lewe te leef met 'n oorvloedige lewe. Anders raak ons selfsugtig. Want hierdie sê, dis net ek. Mag die God van die hoop julle vervul met wat? Hoor wat sê hy? Alle blydskap en vrede deur die geloof. Hoekom? Sodat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Ons het onsself leeg gemaak. Nou kom die Here en hy maak ons vol. Hoekom?
Want daar's 'n wêreld wat dit nodig het. Wat hoop en vrede nodig het. Dan sê hy, dit wat jy het, gaan gee dit. Here, ek is leeg, is nie 'n probleem vir hom nie. Hy het nie 'n probleem daarmee nie. Dankie Here. Ja, is reg. Die manier hoe jy my dankie sê, gaan gee dit vir mense. Want as 'n wêreld wat hoop nodig het. Mag die God van alle hoop jou vul met blydskap en vrede. Kom ons gaan leef eintlik 'n lewe wat heeltyd gaan volmaak en heeltyd gaan oorvloei na mense toe wat dit so nodig het. Minder van myself, meer van U, sodat 'n wêreld dit ook kan kry wat ek en jy het. Dit is nie so complicated nie. Maak so, kom, steek julle hand op, ons bid. Here, baie dankie vanmôre vir elkeen van hierdie mense. Dankie vir U hoop. Dankie dat die God van alle hoop ons kom vervul met U blydskap en U vrede en dat ons hierdie oorvloedige lewe van ons kan deel met mense rondom ons. En dan in daai proses van gee, maak U ons heel en maak U ons gesond. Dankie vir die guns, minder van ons soek net meer van U. En ons eer U daarvoor in Jesus naam.